Here hierso vanoggend. Kyk net langs aan jou, is jy nie geseënd om jou geliefdes langs jou te hê in die huis van die Here? Amen. Is dit nie lekker om saam jou broers en sussies die Here te dien vanoggend? Sê net hallo vir die ene langs aan sy. Sê net welkom vir die ene langs aan sy. Prys die Here, thank you Lord. Maar Cecile, ek gee maar weer groet, dat is nie alleen nie. Nou dat algene vanoggend verwelkom is. Nou dat algene vanoggend verwelkom is, wil ek net dankie sê vir die Here vir 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier te wees. Amen. Woensdag aand in die bid hier. Het oom Hans het so mooi gesê, daar's geen verskil tussen die ene wat onder die brug lê en ons hierso vanoggend. Maar deur die genade van God, as jy skoene aan jou voete het vanoggend, is dit 'n wonderwerk. As jy asem in jou longe het vanoggend, is dit 'n wonderwerk. Amen. Psalm 107 sê dit die volgende: Prys die Here want hy is goed. Sy goedheid is tot ewigheid. The Lord is always good. Sluit asseblief die oë. Here, ons kom vanoggend en ons kan net U loof en dankie vir U sê vanoggend. Here, die banke is vol, Here. Die kerk is vol, Here, maar nie vir 'n mens, maar vir U, Jesus. Ons sê vanoggend, welkom, Here, in hierdie diens. Welkom in die huis, Here. Dat die Heilige Gees sal deurwaai van sitplek tot sitplek, Here. Dat ons sal U naam kom loof vanoggend, Here. Baie, baie dankie vir die musiekekante vanoggend wat speel met hulle harte en met hulle siel, Here. Dat die vuur sal deur hulle werk vanoggend, Here. Dat elke ene wat hier so is vanoggend sal U loof, Here. Elke ene met 'n stem sal U die prys. Here, daar's so baie wat ons hoor wat siek is vanoggend, Here. Wat deur 'n moeilike tyd gaan. Maar Jesus, U is die ene wat gesond maak. Here, U is die ene wat ons terugbring met krag en ons prys U vir Here vanoggend. Ek vra vanoggend die pastoor wat 'n woord sal bring. Here, dat U sal die hart oopmaak, sy ore oopmaak om die boodskap van U vir hom gegee weer te bring. En ons harte sal oop wees. Here, skyn die lig deur ons. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Die volgende liedjie van Jesus besit nou my hart. Amen.
dan sing jy dit wat my so lekker sing. Oh. Prys die Here. Volgende liedjie, ek het 'n lekker smaak. Volgende liedjie wat ons gaan sing is Heer om U as God te loof. Amen. Thank
coming down. Afgekom het. Staan nie, dit kom so by my op my gedagtes hardloop 'n bietjie rond. Maar wie van julle het al ooit Esegiel 37 gelees? Waar Esegiel oor die dooie beendere geprofeteer het. En dit was 'n weermag wat opgestaan het. Nou vanoggend gaan ons sing God's Got an Army. Maar kom vanoggend 'n bietjie in beweging ook terwyl jy dit sing. Ek weet dit is altyd lekker om te beweeg nie, maar ons het ons liggaam. Ons het ons lewe gekry. Kom ons gebruik dit tot eer van die Here vanoggend. Oh!
Net nog 'n bietjie sing. Yes, amen. Verrassing. Maar sit. Julle weet julle is in 'n Pinksterkerk, nee. Amen. Julle weet enigiets kan enige oomblik gebeur. Moenie te gemaklik raak nie. Of dalk het ek maar net in 'n ander Pinksterkerk groot geword jare terug, maar ons is nooit wat jy net kon sê ek weet wat volgende gaan gebeur nie. Ja, prys. Daar's altyd ietsie nuuts, nee. Amen. Altyd ietsie lekker. Amen. Ek dink dis lekker. Dis hoekom ek daarvan hou om die Here te dien. Ja, Dis nooit dieselfde nie. Amen. Ek dink ons het nou Woensdag aand weer gesien dat die Here kan in enige oomblik kan enigiets verander. Amen. En die van julle wat nog nie Woensdag aand bywoon, die julle mis uit, hoor. Ja, amen. Ek sê dit nie omdat ek hier is nie, want ek sê dit ook. Maar hy sê dit want ek weet jy mis uit. Amen. As jy nie hier is nie, mis jy uit. Amen. Die Here beweeg, die Here werk. Ek weet nie of julle nou die laaste liedjie geluister het nie voordat ek nou gaan preek of begin. Hy sê let go en let God. Amen. En dit is een van die belangrikste dinge wat ons ook kan doen vanoggend, is let go. Ja. Al die dingetjies vanoggend, alles wat nou hier gebeur het, alles wat jou aandag afgetrek het, is nou klaar, is nou verby, is nou agter ons. Ons is nou hier om die Here se naam verder groot te maak. Ek glo dat die Here alreeds vanoggend hier beweeg en hy's hier om met ons 'n pad te stap. Nou ek het vanoggend goue vinnige vraag. Ek dink net om Johan mag dit nou die antwoord nie, oom Hans mag dit ook nie antwoord nie. En dalk 'n paar manne, maar 'n waar, waarmee bou 'n bouer? Wat se gereedskap gebruik hy? 'n troffel, 'n boutroffel, nee. Ja. Gebruik hy 'n pleistertroffel om te bou? Nee, hy kan. Gaan bietjie ongemaklik wees, maar hy kan. Maar dit gaan nie reg lyk nie, nee. Kan hy 'n skroewedraaier gebruik om 'n muur te bou? Kan dit werk? Gaan nie werk nie, nee. Daar's 'n sekere manier hoe ek gaan nou maar die woord wat ek mee geleer het, die dagga, die sement. Daar's 'n sekere manier om te meng. Daar's 'n sekere manier om te gooi. Daar's 'n sekere manier om te pak. En as jy wil hê moet lank hou, dan is daar 'n sekere manier om die baksteen ook sement te gee vir rosting. As ek reg wil die hand, kom kan my nou die uitdra om ken 'n bietjie meer van bouwerk.
So julle as 'n bouer dan met 'n probleem sit, of kom ek vra so, 'n regte bouer, hoekom raak hy nie paniek bevange nie? Hy het 'n plan. Hy het 'n plan. Want hy gebruik 'n waterpas. Ja. En die babbel is altyd in die middel. Hy is nie paniekerig nie, want hy weet hy bou dit reguit. Nee. Hy moet die regte tools hê, definitief. Ja, daar's hy, want ja, ek sal dit nou nie hardop sê nie. Nou skrik almal hier as ek dit vanoggend moet hardop sê. Maar 'n bouer het 'n sekere element wat hy gebruik, nee. As hy nie reguit bou nie, dan pleister ons dit maar reguit. Is dit nie? Wel, die van ons wat in die boukonstruksie was, ek het al 'n paar keer gesien, dan meet jy daai hoeke van 'n muur. Dan vat ek 'n meer dit nou weer 'n driehoek, 'n square, ja, wat is nou die Afrikaans? Kan nou nie onthou nie, maar in elk geval met die square, dan check ek daai muur van onder tot in die middel. Perfek. Dan draai ek om as ek vir 2-3 ure nie daar nie. As ek terugkom, dan begin die square uit te loop. Dan weet mense meer naderhand is nie meer, is dit nou die square wat fout is dit die bouer wat fout is dit sy profile wat fout is, wat is fout? Maar 'n bouer, 'n regte bouer, raak nie by paniek bevange nie, want hy gebruik waterpas. Hy's altyd reg. Nou goed, julle ons jaarthema bly by bou. Vanoggend gaan ons nog 'n bietjie praat oor bou. Dis lekker, né? Ons is nog nie klaar gebou nie. Ek weet nie of julle al klaar gebou is nie, maar ons het nou eers die fondasie gegooi en die vloer gegooi. En nou kom ons vanoggend eers by die lekker gedeelte. Wie van julle was al ooit by 'n konstruksie site en het gesien as die eerste steen gelê word? Julle, dit is exciting. Nee, dit maak jou opgewonde. As daai eerste gedeelte begin gebou word, dan weet jy binnekort gaan iets hier staan. Binnekort gaan mense hier kan bly. Binnekort gaan iets hier gebeur, is dit nie? Daar's daai bietjie opgewondenheid. Of is dit net ouens wat met voelswerk wat opgewonde raak? Ek raak opgewonde as ek by hierdie goeders kom, Steven. Ek was bevoorreg die week om by mense te wees wat 'n vervalle gebou aan die agterkant van hulle erf het. En hulle wil bitter graag hierdie gebou opbou. Nou, uit gewoonheid dan kyk ons mense altyd net na die gebou, maar nou omdat ek nou 'n bietjie met hierdie goed gewerk het, dan loop ek 'n bietjie verder. Dan kyk ek 'n bietjie hoe lyk die kombuis en hoe lyk die ek sien al 'n prentjie. Ek hou daarvan. Ek sien al die uitkomste. Ek sal aan die einde van die projek of voor die projek begin het. Want dis lekker. Dis mos lekker. As ons iets vir die Here doen, dan is dit lekker. Ons wil baie keer eintlik by die einde van die produk uitkom. Ons wil nie altyd by die begin nie, nee. Of gaan ons almal altyd eers by die begin. Ons begin by die begin, maar ons wil altyd by die einde uitkom, nee. Ons doen niks halfhartig nie. Of is dit net sommige van ons, is voel julle ook so. Ons moet iets voleindig doen. Nou die skrif, my eerste gedeelte, en dit is net 'n beginskrif. Jy hoef nie dalk saam met my te lees nie. Dit is Jesaja 54 vers 17. Hy sê elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Nou hierdie is maar net 'n gedeelte wat ek net jy moet vanoggend net so 'n bietjie in die agterkant van jou kop hou. Dat ons moet weet dat baie keer wanneer ons bou, dan gaan dit nie altyd goed nie. Dan kom partykeer probleme. Nie elke steen is altyd ewe groot nie. Nie elke steen is altyd ewe ver uit mekaar uit nie. En partykeer dan loop ons lyn ook nie altyd reguit nie. Of dan kom dalk 'n bouinspekteur en hy krap jou om en hy sê vir jou jy moet jou muur omskop. Ietsie soos dit. Julle, die realiteit is dat daar baie dinge hier buite besig is om te gebeur. En die vyand maak ons bewus. Ons is baie keer meer bewus oor wat die vyand in ons lewens inbring teenoor die goed wat God vir ons eintlik bring. Ons is baie keer meer gestel op dit wat mense buite besig mee is as wat ons regtig besig is met wat God wil doen. Maar julle, ek gaan met julle hiermee uitpraat. Een van my gunsteling gedeeltes, nie my heel gunsteling, ek het baie gunsteling gedeeltes,
Ek weet nie hoe baie het ek dit al gesê nie, as ek by mense sit, dan sê ek van die, joh, hier is my gunsteling skrif, en as ek weer by volgende persone, dan dink ek, hier is ook my gunsteling skrif. So die hele Bybel is eintlik maar my gunsteling skrif, my gunsteling vers, my gunsteling gedeelte. Ek is nie altyd lief vir die bestrawing en die vermaning nie, dit maak partykeer seer, maar die Here weet op die regte tyd, dan vat ons dit, en ons werk daarmee, maar Nehemia 4, vanaf vers 1, en dit is dalk 'n lang gedeelte vanoggend, so, vergesel nou, wees maar geduldig met my vanoggend. Dit is 'n lang gedeelte om te lees, maar is lekker om te lees. Hy sê Nehemia 4 vanaf vers 1, hy sê maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie vererg en hy het met die Jode gespot en voor sy broers en die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grond op 'n lewendig maak, al is dit deur die brand verniel? Nou julle, wie van julle kom al deur 'n traumatiese ervaring? So almal kom al deur moeilike omstandighede. Nou Nehemia is een van hierdie ouens wat 'n kryger is, of 'n man met 'n visie is. 'n man met 'n plan, soos wat ons hulle vandag nou maar sal leer ken. En hy hoor dat Israel se mure is afgebreek. En hy's ongelukkig in sy hart. En ek gaan nou nie vir julle Nehemia 1, 2, 3 lees nie, want dit gaan my nog meer tyd vat. Maar ek gaan vir julle kortweg verduidelik hoe ek het nou onthou, en as dit nou nie heeltemal reg is, dan bely ek ook vanoggend. Maar Nehemia gaan na die koning toe, en hy sê vir die koning, die koning sê hy's ongelukkig, en hy vra van wat gaan aan? Hoekom is hy ongelukkig? En hy sê vir hom, my volk se mure lê in pynhope. Dis afgebreek. Dit lê in stukke. Nou julle, ek weet, baie van ons onthou die intreepreek het ook oor die pynhope gegaan, maar hierdie is nou nie heeltemal dieselfde nie. So dis hoekom ek sê, hou net so 'n bietjie by my vanoggend. Bly net by my. Ek sal julle nou in die rigting instoot. Geef my net 'n bietjie kans. En Nehemia besluit, of die koning gee toe vir hom verskoning, hy sê toe vir hom, gaan terug, gaan herbou hierdie mure. Gaan bou weer terug op, gaan herstel die goeders. Julle in hierdie laaste tyd is Here besig om te herstel. Ek weet nie van julle nie, maar ek ervaar in my gees, ek sien dit oomblik of Sondag na Sondag, dan sien ek hoe die Here besig is met verskillende mense op verskillende plekke, dan is hy besig om 'n bietjie herstel in te bring. Is dit nie? Amen. Of dalk is ek nog weer by die verkeerde kerk. Amen. Maar ek weet vanoggend, ek kan kyk na baie van julle vanoggend. Baie van julle het party net in die begin ingestap, met so 'n half hangende gesiggies, kies as ek dit nou noem, ek sal nie name noem nie, en dit is nie teen iemand nie, maar baie het alleen geloop. Ek het so sug, lyk of die lewe hulle ingehaal het, asof 'n trok oor hulle gery het. En vandag as ek na julle kyk, ek sien ek glimlagte. Ek sien daar sal 'n bietjie juig, ek sien daar sal 'n bietjie vryheid, daar sal 'n bietjie beweging hier onder julle. Nou ek is bevoorreg om dit van vooraf te sien. Jy sien dit dalk nie altyd so nie, hoor, maar ek is bevoorreg vanoggend. Maar die koning sien Nehemia is ongelukkig en hy sê vir hom, "Oké, gaan terug en gaan bou hierdie mure op." En nou is Nehemia besig om hierdie mure op te bou. En in die eerste 3 verse dan sien nou mense wat teen Nehemia opkom en probeer hom almal negatief te maak. Ja. Nou julle, is dit nie partykeer so met ons nie, dat wanneer ek besig is om my hart met die Here in herstel te bring, dan is die weerstand daar. Ja. Is dit nie? Het julle al daai tipe weerstand ervaar in julle lewe? Dat net wanneer ek dink, ja, ek is nou weer besig om my pad terug te vind na die regte pad toe, dan is daar ietsie wat my hierdie kant toe trek. Of daar is ietsie wat my hier toe trek. Of iemand wat vir my ietsie sê, 'n woord vir my spreek en ek dink, joh, dis nou 'n woord wat aan my spoed breek. Ja. Amen. Ja. Is dit nie? Julle al dit ervaar. Net as jy dink, Here, ek is nou weer besig en dan sal iemand vir jou sê, "Ag man, weet jy al baie getuienisse gehoor van ouens wat op bekering kom, dan is hulle nou, ek dink aan Johannes Harting se getuienis. Ekskuus, is nou die vinnigste een wat ek aan kan dink. Hy kom tot bekering en dan ware bekering. Praat nie van net bekering nie, ware bekering. En dit is sy getuienis wat ek vanoggend kan oorvertel. Ek is so dankbaar ek kan dit vanoggend oorvertel. En hy het nou altyd saam met sy vriende gekuier. Ek sal nie in detail ingaan nie, net om kyk in die video en dan gaan hy my later bel as ek die detail uitlos. Maar hy het saam met sy vriende gekuier vir 'n lang tyd. En hy is nou 'n speedkop, verkeersbeampte. En hy besluit toe goed, is nou klaar. Die Here het sy siel gered. En hy kom by sy vriende aan, en hy sê vir hulle, en hulle sê, kom ons vat, en hy sê, nee, ek gaan nie meer nie.
Hy sê ek het tot bekering gekom. Sy vriende sê vir hom, ja, dis goed. Ons gee hom 3 maande. 3 maande, dan sal hy weer terugkom. Moenie worry nie, oor 3 maande. Julle oor 30 jaar, ek is nou nie 40 jaar, of 40 jaar plus, ek kan nou nie presies onthou nie, en ek kan ook nie nou die wiskunde probeer doen nie, maar oor die 40 jaar, so ver my kennis strek, net is hy tot bekering, ware bekering. Maar op 'n tyd toe hy daar uitgekom het, toe sê mense van hom, nee man, jy gaan dit nie maak nie. So waar. Weet julle baie keer as ons nou, ek weet ek kan nou vanoggend met François praat, as jy begin rugby speel, dan gaan daar baie van die ouens ook wat vir jou sê, man, jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy is nie vinnig genoeg nie. Jy is nie sterk genoeg nie. En dan wil hulle jou uitdaag. En dan wil hulle nou jou meet, gaan jy dit maak, gaan jy dit nie maak nie. Nou, ons sal nou nie volgende praat of ons dit gemaak het of nie. Maar dit is daar. Die versoeking is daar. Die probleme is daar. So ek wil julle net vanoggend gou net hierna toe bring. Hy sê Tobia die Ammoniet het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as 'n jakkals daarteen opspring, sal hy die klipmuur omgooi. Hoor ons God dat ons 'n veragting geword het en bring hulle smaad op hulle hoof terug en gee hulle oor aan plundering in 'n land van gevangenskap. En dek hulle ongeregtigheid nie toe nie en laat hulle sonde nie uitgedag word vir die aangesig nie. Want hulle het U geterg teenoor die bouers. Jy sien die vyand hou nie altyd rekening skat met wie hy te doen nie. Ons dink baie keer dat ons stap hierdie pad alleen en ek is alleen besig om te bou en ek is alleen besig met hierdie ding. Baie keer hou hulle nie trek. Kom ek gaan dan maar weer terug na die sport toe dat die afrigter al dalk potensiaal in ons gesien het. Baie keer hou mense nie trek met dit wat die Here vir ons gegee het nie. Jy sien, want die uiterlike is besig om nog 'n dingetjie te verklaar. As ek nou vanoggend vir jou moet sê, as jy nou by 'n huis kom wat vervalle is en is gebrand en jy moet nou weer hierdie baksteen uit die grond uit optel, gaan iemand dink dat hierdie baksteen bruikbaar is? Jou eerste reaksie is hierdie baksteen is, die Engelse woord useless, nee. Dit is betekenloos. Geen meer waarde nie. Wat van die oog af lyk dit nie goed genoeg nie. Kind van die Here, in ons lewens is ons besig om dag vir dag, oomblik vir oomblik, besig om bakstene te bou. Amen. Die koortjie volgende by my opgekom, ons bou dag na dag, smorgens vroeg tot laat aan die nag, 'n tempel wat die wêreld nie kan sien. Amen. Elke liewe dag is ons besig om te bou, stukkie vir stukkie, laagie vir laagie, steen vir steen. Ons moet heeltyd daai daga aan gaan maak. Ons moet gedurig deur bakstene hier by ons hê. Weet jy wat, kind van die Here? Die vyand is nie tevrede met jou progress nie. Die vyand is nie vanoggend tevrede met jou vooruitgang nie. Amen. Die vyand is en ons hoef nie vanoggend ver te gaan soek nie. Gaan kyk maar net partykeer hoe dit met jou finansies gaan. Gaan kyk maar net partykeer hoe dit in jou huishouding gaan. Gaan kyk maar partykeer wanneer jy getroud is. Hoe dat wanneer jy en jou vrou verby mekaar loop en dan ewe skielik is daar net ietsie wat julle opvul. Sonder om 'n woord te sê. Waar daar net so spaakie kom en dan is daar nou ietsie wat nou krap. Vir een of ander rede, niemand weet eintlik wat dit is nie, maar dit is daar. En dit wil nou uitgesort word en dit wil nou moeilikheid maak. Jy sien, want dit is wat die vyand wil hê. Nou is jy nie meer besig om te bou nie, nou fokus jy op wat fout gaan. Nou soek ons weer die waterpas, my waterpas is weg. My boutroffel is weg. Die baksteen is nie meer genoeg nie. Ek het nie meer daaraan nie. Kind van die Here, ons raak besig met goedjies en eintlik is dit hier by ons. Ons kyk dit mis. Want ons is vasgevang met goeders. Nou hoor jy so dat dan praat nie meer met die Here en hy sê vir hom, Here, dat ons word 'n veragting. Mense spot die dryf met ons. Wie was al ooit gespot omdat jy 'n kind van die Here is? Mense gesê, ja, hier roep nou weer 'n kind van die Here hierin. Amen. Ek was eendag op 'n troue en jeugleier en ek het nog geleer, ek was nog nie naby 'n pastoor word nie, ek was nog nie afgerond nie. Was maar net die dood eenvoudige jeugleier wat maar net begin boekekennis opbou het. Ek stap by die troue in en my vriend het toe nou besluit ek moet sy best man wees en ek is nou so 2-3 jaar toe al in sy lewe, maar al sy vriende wat voorheen saam met hom gestap het, was jaloers, was kwaad. Nie gelukkig nie. Hoe kan 'n ou
wat nou eers 2 jaar in hierdie ou se lewe sy bestman wees, ons is al 20 jaar in sy lewe. En hulle vra my, ek moet 'n bestman speech maak, en op daai stadium, julle, was ek in 'n mikrofoon nie maats nie. Glad nie. Ek het gehaat om 'n mikrofoon in my hand vas te hou. Dis die enigste tyd in my lewe wat ek nie hand en oogkoördinasie gehad het nie. My mond en daai mikrofoon wou nie saamwerk nie. Dit was my vrees aan Jan geweest. Vandag het die Here my gehelp. Hulle het my mikrofoon hier by my gesit, so julle kan nie my hande sien bewe nie. En ek loop baie rond, so julle kan nie my knie sien bewe nie. En ek moet iets sê. En nou stap ek op hierdie verhoogie dingetjie wat hulle daar gehad het. Die meeste ding wat mense vir my sê, ja, hier kom die pastoortjie nou. Nou julle, op daai oomblik voel ek my bootsak in my skoene. Dis nie dat ek bekommerd is oor wat hulle vir my sê nie, maar ek voel, hulle wil met my spot. Hulle wil met my spot. En nou, ek is nou baie eerlik met julle, ek het nie goed gedoen met spot nie. Ek is 'n kompeterende ou. Ek is regtig kompeterend. Ek hou daarvan om mense verkeerd te bewys. As jy vir my sê ek is nie vinnig genoeg nie, ek sal jou wys, ek sal nog kan hardloop. As jy vir my uitdaag, ek sal nog steeds dit doen. Dit is wie ek is. Dit is my ingesteldheid. Soos iemand my spot, dan voel ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie daarvan nie. En ek sal jou verkeerd wil bewys. En nou spot hulle my, en nou voel ek voel ek's onderdeur. Nou voordat ek begin het, dan voel ek's onderdeur. Jy het al ooit onderdeur gevoel. Amen. Al ooit by 'n plek gekom en jy moet ietsie doen en jy dink, ag Here, ek gaan dit nie maak. Ja, amen. Ek is so op my senuwee. Amen. Ek weet nie meer nie. Maar ek voel so daai oomblik, ek staan daar, dan moet ek ietsie sê. Julle, dis die vinnigste wat ek ietsie gesê het, en ek het daar afgeklim, en ek het klaar gemaak. Want dit was my vrees aan die hand. Ek was gespot. En dit gebeur dieselfde hier met Nehemia. Hulle is gespot. Hulle is sleg gesê. Hulle is verag. Hulle is geminag. Hulle was nie goed genoeg nie. Jy sien dat die vyand was nie tevrede nie. En hy het geweet, wanneer hierdie muur opgerig word, dan gaan hulle 'n volk wees. Hulle gaan sterk wees. Hulle gaan met oorwinning, met waardigheid rondloop. Kind van die Here, weet jy dat jy eintlik vanoggend met waardigheid kan rondloop? Dat jy eintlik met 'n gewaad van lofprysing kan rondloop. Dat ons eintlik nie nodig het om te dink, Here, ek is nie goed genoeg nie. Yes, dis so waar. Sien wat is maklik vir ons om te dink, Here, ek is nie goed genoeg nie. Ja, dit is. Baie keer dan loop ek in 'n plek en dan dink ek, Here, am I worth it? Is ek waardig? En in my menswees is ek nie waardig. Maar omdat God ons uitgeroep het, ons uitgeroep. Amen, halleluja. Jy sien wat by die mens verwerklik is by God aanneemlik. En die Here kyk nie na 'n mens met 'n menslike oog nie. Dis so waar. Die Here is nie besig met 'n menslike saak nie. Dis so waar. Vers 6 sê maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Maar toe Sanballat en Tobias en die Arabiere en die Ammoniete en die Asdodiete hoor dat die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skede begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. En hulle het almal met mekaar 'n sameswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Maar ons het tot ons God gebid om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit dag en nag. Jy sien, die vyand is slinks. Maar weet jy wat die Here is 'n stapie voor hom. Amen. Nou die wat Woensdag aand hier was, so swaarde is nou 'n bietjie skerper as die res wat vanoggend hier sit. En hier het Woensdag toe gee hy vir my 'n visie. Ek het gaan lê en ek het gaan bid. En die Here wys vir my dat iemand in die gemeente sit en hulle maak 'n slagtersmes, 'n butcher's knife, maak hy skerp. So oor daai slypsteen. Nou kind van die Here, dit is wat die Here wil hê, ons moet bietjie skerper word. Want wanneer ons skerper word en die aanval is daar, dan gaan ons waaksaam wees. Want dan weet ons al klaar wat vorentoe gaan gebeur. Dan is ons al klaar bietjie bewus van wat die volgende stap is. Maar baie keer, dan vergeet ons dat ons moet waaksaam wees. En die vyand kom hierop en hulle bid en hulle sê nou, Here, ons gaan 'n wag uitsit. Ons gaan 'n vooruitdink. Ons gaan beplan. Maar Juda het gesê die krag van die lasdraers beswyk en die pynhoop is groot sodat ons nie aan die muur kan bou nie. En ons teestanders het gesê hulle mag niks weet en sien nie totdat ons hulle inkom en hulle doodslaan en 'n einde maak aan die werk.
Hoeveel keer kind van die Here het jy al gebou en gewerk en geswoeg en gesweet en sonde bely. En dan môre dan gebeur iets en dan sê maar so halfpad terug weer met hierdie sonde, dan voel die Here die las is bietjie swaar. Ek sukkel 'n bietjie. Ja, dis so My voete gly. Ek sukkel om staande te bly. Ons vergeet baie keer of ons kom in hierdie omstandighede, dan raak ons enkels 'n bietjie swaar. Ja. Ek het laas jaar, dit nooit dat ek sal hierdie tyd gekry vir my hele lewe nie. Laas jaar met 'n pastoraals wegpreek, daag die pastoor my uit om teen my resies te hardloop. En julle, ek spog nie vandag nie, ek weet ek is vandag as hy's bietjie lomp, ek weet dit, ek kan dit sien in sy liggaamsbou, ek weet, ek het baie teen ouens gehardloop op my jonger dae. En hy daag my uit vir 'n resies en ek is reg, maar ek nou ek 'n stywe denneman en wat wil jy sê? Ek wil net sê, hy het op 3 kere voor dit ver gebed. So, hierdie was nou sy kans om homself op te werk. In 'n geval, en die pastoor wil homself verdien. Hy wil net een keer my weghardloop nou. In die laaste 3 jaar was daar nie een geleen, elke keer, of dit op 'n teerpad is, of dit op gras is, maak nie saak, die Here help my, ek kan hardloop. En hy daag my uit die oggend, en ek besluit toe al die laaste keer wat ons na vol gehardloop het. Besluit toe dis reg, en ek voel toe iets in my lyf, iets voel nie vir my lekker nie, maar ek dink toe man, ek gaan dit doen, dis easy win, dis maklik mos. Ek het dit al baie keer gedoen. En ek trek weg en ek hardloop, en ek kom so in my stride. Nou, ek dink oom Fred sal nou weet waarvan ek praat, as jy so in jou momentum inkom, en jy begin net so op te kom, en jy begin nou gemaklik te hardloop. Toe staan van my voet, toe daar so 'n klein dipie in my voet staan die dip. Ja. En ek gly daaroor. Nou needless to say, toe die pastoor my vir die eerste keer weggehaal. Maar ek val. En soos wat ek val, nou ken ek nou weet ek mos, nou het ek mos nou lang sport gedoen in my lewe. Jy weet nou al as jy val om vanaf jouself net weer so op te tel. Maar nou is ek klaar, ek het verloor. Was dit nie weer na dit gehardloop nie. Maar weet jy kind van die Here, dit sou so maklik vir my gewees het om te sê ek slaag hardloop vir die res van my lewe. Ja, so waar. Ek gaan nooit weer hardloop nie, ek het geval. Ja. Ek gaan dit nie maak nie. Maar weet jy wat? Dit het my nie afgesit nie. Because I was battle ready. Ja. Weet jy, jy het my al jare terug het hy my al deur hierdie goedes gevat. Hy het my geleer wat dit is om te val en wat dit is om op te staan. Ek het al baie keer geval, dan het ek gesien, as ek vinnig opstaan, dan maak dit 'n bietjie minder seer. Ek lyk 'n bietjie minder deurmekaar, alhoewel my kop nog deurmekaar voel. Ek kan nog steeds opstaan en ek kan aangaan. Want weet jy hoe langer ek lê, hoe meer autoriteit het die vyand oor my. Hoe meer tyd het hy het goedjies om op my te pak en vir my te sê, jy's nie waardig nie, jy gaan dit nie maak nie. En toe ek daar val, toe ek direk op. Alhoewel ek verloor het. Was seker net so 3-4 meter waarmee hulle my gewen het. Gelukkig was dit nie ver nie. Anders was ek baie hartseer gewees. Maar kyk vir die Here. Dis wat die vyand kom doen. Amen. Hy trip jou, hy pootjie jou. Amen. Net wanneer jy besig is om in jou straai te kom. Net wanneer dit lekker begin raak. Net wanneer jy voel, Here, nou is ek op 'n lekker plek. Nou dien ek hier gemaklik. Dan kom maar iets in jou gedagtes verby. En dan dink jy, ag Here, hier val ek alweer. Ja. Of dan is ek besig met die, of ek stamp my toon teen 'n klip, byvoorbeeld. Ek was baie lief om altyd hierdie voorbeeld te gebruik. So, as dit nog in jou is, dis nie vanoggend deur iemand nie, maar dan stamp jy jou toon teen 'n klip. Ja. En dan dink jy daai verdekselse klip. En dan wil jy daai klip nou vloek. Nee, want dis die klip se skuld. Hoekom lê hy daar? Maar my oë was nie daar. Jy het nie gekyk waar ek loop nie, maar dis die klip se skuld, nee. Dan skel ek hierdie klip. Dis die klip se skuld. Veld lang partykeer hierdie goeders. En dan vergeet ons. Ons vergeet waarmee ons besig is. Amen. Kom nou kind van die Here, jy weet dis waar. Hoeveel keer het jy nie al kwaad geraak nie, en ek het dit rukkie terug gesê. Ons raak so vanaf kwaad vir mekaar, nee. Dan dink ek, o, Here, as ek nou by hierdie persoon moet kom, sien die vyand kyk na jou werk.
Hy sien waarmee jy besig is. Ja, Hy prys. ken jou hande en jou wandel. Hy sien hoe jy daai stene so in die gees meer dit oppak. En hy weet as jy op 'n sekere plek kom, dat dit moeiliker gaan raak om jou te penetreer. Ja, Ja, prys. so waar. Hy weet dit. Amen. Hy weet dit. Want hoe nader ons aan die Here kom, Dis waar. hoe verder is ons weg van al die dinge wat ons pla. Halleluja. Yes. Toe die Here vir met Moses ontmoet, toe sê hy vir hom, klim hoog op die berg. Yes. Ja, Klim amen. hoog op. Hoekom het die Here hom hoog op die berg gevat? Om met hom daar te ontmoet. Want hieronder is mense en verfoeisels en goedjies en Amen. dingetjies en daadjies. Amen. Maar die oomblik toe hy opklim, toe is hy weg van hierdie goedjies af. Ja, prys. Ja. In Nehemia 4 verder in 12 sê hy, en toe die Jode wat by hulle gewoon het inkom en wel 10 maal uit al die plekke aan ons sê, julle moet na ons terugkom, het ek op die laagste plekke agter die muur, op die kaal plekke manskappe opgestel, en ek het die volk opgestel volgens hulle geslagte, met hulle swaarde, en hulle spiese, en hulle boë. Jy sien, baie keer, dan raak ons swaar, en ons raak swak, maar die Here weet, ons raak swak. Ja. Die Here weet, ons raak swak. En weet jy, omdat die Here weet dat al besig is om dinge te gebeur, dan stel hy mense aan om vir jou te bid. Dan stel hy mense aan om vir jou 'n woord te bring. Dan stel hy vir jou mense aan wat jou bietjie bemoedig. Want weet jy wat, kind vir die Here, baie keer when the tough gets going, the going gets tough, nee. En dan dink ons, Here, ek gaan dit nie maak nie. En dan kom iemand dan sê hulle vir jou, my boetie, ek het hierdie week aan jou gedink. Dan wonder jy, Here, maar hoekom dink hierdie boetie aan my? Ja. Of hy sê vir jou sê, ek het vir jou gebid. Dan dink jy, Here, maar hoekom? Ja, dankie Die Here. Here stel hulle op, so plek vir plek waar jy besig is om te bou, sodat jy moet weet, ek is nie alleen in my stryd nie, sodat jy moet weet dat Here, ek is nie besig om alleen te veg nie. Baie dankie Here. Nie almal is bouers nie, hoor. Ja. Weet julle dit? Ja. Van ons is elektricians, van ons is plumbers, van ons is krygsmanne, van die mense soos om Hans weet om 'n hamer te slaan, en as jy nie luister nie, kan hy jou hart slaan. Nee, om Hans. Nie almal is met dieselfde doel en met dieselfde roeping geroep nie. En wat almal dieselfde geroep is nie, die Here sekere mense aangestel om sekere taakies te verrig. Al bou ons almal, soos nie almal op dieselfde plek op die muur nie. Ons almal is op verskillende plekke besig om stukkie vir stukkie te bou. Ja, prys die Here. Ek sê ek het dit gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die grootte en gedigte Here en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. En toe ons vyande hoor dat dit aan ons bekend geword het en God hulle plan verydel het hulle teruggegaan na die muur, elkeen aan sy werk. Jy sien nou dat die vyand se werk geopenbaar is, nou kan hy nie meer pla nie. Nou kan hy jou nie meer verhoed om te werk nie. Nou kan hy jou nie meer terugtrek nie, want sy werk is geopenbaar. Ja. En kind van die Here, ek wil vanoggend vir jou sê dat weet jy wat, in elke omstandigheid van jou lewe is die vyand se werk hier geopenbaar. Dis net ons wat moet gaan sien wat is dit wat eintlik gebeur agter die muur. Ons moet eintlik net gaan kyk wat daar gebeur. Dis nie eintlik hier onder ons waar die geveg is nie. Dis eintlik in die geestesriem Ja. waar die geveg is. En baie keer wanneer ons nie toe is nie, dis wanneer die insprake kom en dan staan ons teen mekaar op. En steede daarvan om saam met mekaar te staan en te sê, ons gaan bou aan hierdie muur. Yes, so Ek sê, dit is maklik vir my vanoggend om te sê, Steven het vanoggend verby my gery, en hy het nie vir my gewaai nie. Hy het nie eens moeder gedruk, hy het nie eens in my rigting gekyk, jy kan nie, skwaad vir hom. Ja. Kan nie saam met hom kerk hou nie. Sit hom hier voor, sodat jy kan sien, hy is skuldig vir hom. Hy is nie, hoor. Ja, ek sien. Skwaad vir hom. Ek gaan hom nie groet as ek hom by die kerk sien nie. Ja, shit. Intussentyd sit hy met ander goeders waarmee hy besig is. Ja. Hy het nie eens opgelet nie. Ja, so waar. Hy het nie eens gekyk nie. Sonde Ja. van Miskien werk sy router nie. Sjoe. Wie weet, ek hoop die router werk. Ja. Anders is dit met 'n probleem. Maar ons weet nie altyd waar die ander persoon gaan nie. Amen. En nou kom die vyand slinks.
plant daai saadjie. En nou dink jy, ek is opgetrek teen my broer en my suster. Ja, Dis kwaad vir hulle. Wil niks met hulle te doen hê nie. Gaan nie meer saam met hulle bou in hierdie muur nie. Gaan nie meer terugkom kerk toe nie. Want hierdie mense is almal net besig met hulle eie goeders. Hulle groet my nie, hulle stel nie belang in my nie. My broer, my suster, jy is besig met jou eie verfoeis. Ons moet kom klaar met die goeders. Ons het julle lief. Ons wil julle hê. En as iemand vergeet om jou te groet, ag ek byvoorbeeld, ek sê vir jou baie jammer. Kom net hulle hart uit nie, hoor. Hulle almal het julle baie lief. Mens sien toe die werk van die vyand geopenbaar is. Toe hulle besef dat die vyand probeer om onmin tussen hulle te swaai en hy wil die krake weer laat oopgaan. Toe besef hulle maar ons geveg is nie teen mekaar nie. Ons geveg is nie meer aan nie. Die vyand kan nie meer ons penetreer nie. Ons moet weer gaan bou. Ons moet weer regkom. Ons moet weer opstaan. Ons moet weer lus wees om aan hierdie muur te bou. Halleluja, ek weet nie van jou nie, kind van die Here. Ek is lus om 'n muur te bou. Ek is lus om vir die Here te werk. Ek wil iets doen. Weet jy hoekom? Want ek weet as ek iets vir die koninkryk van die hemele kan doen, is daar 'n groter werk daar buite. Hier in die kerk is 'n gedeelte, maar die buite die wêreld is al groot gedeelte. En as ons vanoggend hier kan uitstap met die liefde, met die vrede, met die blydskap van die Here, weet jy hoeveel meer gaan hierdie mense hier buite van ons hou? Skryf sê in Filippense, ek kan nou nie onthou waar Filippense, maar hy sê dat jou vriendelikheid aan almal bekend wees. As jy nie meer ontevrede en kwaad is nie, gaan jy vriendelik wees. Is ek reg? Stem julle met my saam? Dis so waar. En dan gaan ek met iemand die buite vriendelik wees, dan gaan hulle sê, maar waar kom jy vandaan? En nou wat se kerk is jy? En die kerk maak nou nie saak vanoggend nie. Maar jy kan net soms ek se kind van die Here man. Die Here het my siel gered. Ek het soveel om voor bly te wees. Ek het soveel om voor dankbaar te wees. Yes, amen. Hy sê, in vers 16, en van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk, en die ander helfte het die spiese, en die skilde en die boë, en die pansers gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouers van die muur het die lastraas hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand op hulle werkspies vashou. En die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die basynblaasters by my gestaan het. Sien kind van die Here rus ons toe. Amen. Here, gee vir ons wapens om mee te veg. Ons staan nie net hier by 'n muur nie, en ek weet ek het nou 'n lang storie gehad vanoggend. Jy het nou baie ver gebring om hier na toe te bring. Maar jy weet dat jy nie eintlik vanoggend net hier sit, leë hande nie. Die Here het vir jou 'n swaard in jou skede gesit. As jy nou wil weet hoe lyk 'n swaard vanoggend. Kind van die Here, kyk gou hier. Dis my swaard. Hierdie swaard is skerper as 'n tweesnydende swaard, 'n fisiese swaard. Ja, u woord. It dissects. Hy sny tussen murg en been. Dis so waar. Hy kom by die siel uit, Yes. waar 'n mens nie kom nie. Weet jy dat die Here het vir ons nog dingetjies gegee? Kan ek dit gou vir julle lees? Hy het vir ons 'n spies gegee. 'n werkspies. Weet jy hoeveel kom 'n werkspies? So. Nou ek het vanoggend, dis my teologie, dis nou nie 'n teologiese uitleg wat ek vanoggend doen nie, maar dis 'n woord van kennis. Amen. 'n woord van wysheid van God. Amen. Kan 'n spies wees. Want weet jy wat daai spies penetreer die harte. Dit penetreer waar dit moet penetreer. Want wanneer ons in God gevind is en die vyand kom en ons kan hierdie spies gooi, dan kan hy nie teen ons aankom nie. Dit kan 'n oorwinning ook vir ons vanoggend beteken. Want weet jy wat? Ek is nie unarmed. Yes, amen. Ek is gearmed. Unarmed en ready. En die laaste ding dan, wat hy ook oor gepraat het, was 'n pyl en 'n boog. 'n boog. Prys. Kind van die Here, baie keer dan sit ons en ons wonder, Here, wat moet ek doen? Hoe gaan ek oorwinning kry? Yes. Ek weet nie wie van julle glo op 'n manifestasie nie. Nou, ek het groot geword met manifestasie. Ek het groot geword met Hebreërs 11:1. Ek het groot geword met dinge wat ek gesien het wat werk.
Maar baie keer wanneer ek kom, dan kan jy jou boog so trek en jy sê, Here, ek verklaar oorwinning. Ek skiet pyle uit van oorwinning. Ek skiet nie pyle uit van verleiding en ondermyning en teenkante nie, maar van oorwinning. Kind van die Here, jy is nie vanoggend maar net hier and you're not unarmed. You are armed with the Spirit of the Lord. Jy is gearmd vanoggend deur die krag en deur die aandoening van die Heilige Gees. Ek weet nie of jy ooit gesien dat 'n soldaat op die slagveld gaan sonder 'n wapen. Ja, so waar. My Jesus. Ek weet nie, ek dink ek het al baie keer gesien dat soldate gaan in 'n oorlog in. Ja. Dan is hulle heupe vol patrone, magasyne vol patrone. Hoekom is dit vol? Want hy moet reg wees. Ja. As my wapen klaar raak, dan kan ek na die volgende een toe gaan. Daar's verskillende wapens wat ons vanoggend het. As jy dan nou nie vanoggend 'n swaard wil hê nie, dan het jy dalk 'n 9 mm. En as jy dan dink is nie goed genoeg nie, het jy dalk 'n AK-47, 'n R4, dalk 'n daar's soveel verskillende tipe wapens, 'n sniperwapen, 'n 50 cal, ietsie groot. Maar weet net vanoggend dat die Here het jou toegerus. Het jou bekleed. En het jou bekwaam om sterk te staan in jou stryd. Waar jy dalk vandag voel, Here, ek is swak, ek is swaar, ek het nie hoop nie. Kan ek weer vanoggend vir jou verklaar dat jy is nie verlore nie. Jou muur is nog nie besig om op te val nie. Jy voel dat, Here, my muur is wankelrig. My muur is nie sterk nie, maar moenie bekommerd wees nie. Moenie nou hastig rondom jou kyk en kyk waar ek misgeplaas nie. Want weet jy wat, die Here is besig om jou muur in lyn te trek sodat jy kan sterk staan vanoggend. My kind van die Here, dis lekker om die Here te dien. Amen. Is iemand hier wat vanoggend voel ek het nog nie mag nie, ek het nog nie krag nie. As jy vanoggend voel, Here, my muur is wankelrig. Wil ek jou bemoedig? Wil jy jou bemoedig vanoggend? Sommige van jy sit vanoggend. Sal ons so saam. Kom ons maak die oop toe. Ons bid net saam en sê, Here, hierdie muur is nie my muur nie. Here, hierdie muur wat ek bou dag vir dag, bou ek nie om myself nie. Maar Here, ons bou dit op eer van die naam. En Here, al voel ek vandag ek is swak. En al voel ek, Here, ek het geen plek nie. Dan weet ek, Here, wanneer ek na U toe kyk, dan weet ek, Here, U het my bekwaam gemaak. Here, U het my sterk gemaak. Here, U kom en U voeg weer by aan my muur. En Here, ek hoef nie te voel dat my muur gaan opval nie, want Here, die vyand is 'n leenaar. Hy lieg vir my. Here, dankie vir die oorwinning wat U vanoggend vir ons gee. Dankie, Here, vir die krag en die aandoening van die Heilige Gees. Ek bid, Here, dat U vanoggend so verder met elkeen sal ontmoet. Ek dank en ek eer en ek loof en ek prys U daarvoor vanoggend, Vader. Amen en amen. Amen. En julle, ek het vanoggend 'n groot voorreg om 'n paar mense vorentoe te nooi. Nie net vir hulle verjaarsdag nie, omdat hulle gesê het hulle gaan by die gemeente kom aansluit. Baie dankie. Nou, daar's baie dinge wat my opgewonde maak om te bou en hierdie is bakstene wat die Here toegevoeg het. Nou ek wil vir Charlie en die lei met hulle 2 seuns vra om vorentoe te kom, is Jason en Jordan, as ek reg kan onthou. Tannie Christine, ek weet Tannie het nou ingetrek, maar ek weet Tannie gaan by ons inskakel, want Tannie het gesê, ja Tannie, dis reg. Amen. Dankie. Wees kwaad vir my, maar Tannie sal nie wees vir my uiteindelik. Ja, dankie. Amen. Dankie. Baie dankie. Nou julle, dis vir my 'n voorreg om hierdie mense aan julle voor te stel. As julle nie gaan omgee nie, as julle nie gaan omgee nie, gaan ek julle net so 'n klein bietjie vertel van wie hierdie 2 pragtige jong mense is. Hulle is net 'n bietjie ouer as ek, maar is mooi mense. Hou hulle dop. Hulle het 'n mooi werk wat hulle vir die Here al gedoen het en wat hulle vir die Here nog gaan doen. Dankie. Dis mooi mense, hoor. Baie dankie. Die Here het vir ons wonderlike mense gegee en ek is so bly vanoggend dat julle hier is. Ek wil nie ek sit julle op die spot nie, ek weet julle gaan omgee nie. Hulle was voorheen pastoorspaar ook gewees. So die Here vertrou ons toe met 'n groot taak. Dis 'n groot taak om 'n werk van die Here te lei. Dis 'n groot taak wat die Here vir ons gegee het en hy het vir ons mooi bakstene gegee. Kyk, as jy kan sien. Amen. Hulle is mooi bakstene.
Baie welkom hier by ons. Ek gaan julle nou salf. En Tannie Christine, nou julle sal haar dalk nou halfpad herken. Sy lyk amper so Steven, hè. Nou dit is Steven se mammy. Sy het al die pad van Edenvale af ingetrek. Ons het nie met haar vooraf gereël dat ons dit gaan doen nie. Maar dis noggens vir my voorreg om Tannie by ons welkom te heet. Die Tannie het gesê sy gaan nie meer werk nie, sy gaan nie meer terug Johannesburg toe nie. Sy bly hier in Kaapstad by die Bybel. En vanoggend trek ons haar hier in die wynboot saam met ons, sodat sy saam met ons die Here kan vereer. Dankie, Here. Maar ek wil my vrou vra vanoggend my te help met die. Dis my voorreg my vrou kan die werk versteek. Dankie, Here Jesus. Halleluja. Dankie, Amen. Salve dat Jy seën. Amen. Praise God. Amen. Dankie, Jesus. Liewe Here, dit is 'n voorreg vanoggend om hierdie werkers, hierdie krygsmanne, Here aan die gemeente voor te stel. Liewe Here, dit is 'n voorreg vanoggend om te weet dat U stuur manne wat battle ready is. Here, mense wat in die stryd gestaan het, wat weet wat dit is. Here, U voeg nie net by nie, maar U voeg toe tot die werk. En Here, wat 'n voorreg het ek nie vanoggend om vir Shaal en Elaine en hulle 2 seuns te kan bid nie. Liewe Here, dankie dat Jy hulle vir ons gestuur het. Here, dankie dat Jy hulle aan ons leen. Dankie Here dat ons weet dat hulle vir ons gaan baie beteken en ons vir hulle baie gaan beteken. Here, ek wil bid dat Jy hulle sal seën, Here, op hulle ingang en op hulle uitgang. Here, wil ek bid dat Jy hulle sal vooruit trek. Here, met elke plan wat hulle het vir die toekoms. Here, dat dit in U gevind sal wees. En Here, dat Jy hulle daarin sal lei. Here, ek wil ook vanoggend so kom bid vir Tannie Christine. Lord, what a pleasure it is. What a pleasure it is to have you here this morning. Lord, we want to pray and we want to say thank you, Lord, for giving unto us. Lord, for never stop loving us and giving unto us. Here, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie dat ons aan U die lof, die eer en die aanbidding kan bring. Ons wil vanoggend net aan U die lof, die eer en die aanbidding bring vanoggend, Vader. Ek dank en ek eer en ek loof U daarvoor. Dankie, Jesus. Amen. Amen.
Nou julle, daar is nou nog net een liturgiese orde wat ek voor het om te doen. Dit is om die verjaarsdag maatjies van die week aan te kondig, volgens die lys wat ek het. Nou die 26ste Januarie, wie verjaar die 26ste Januarie? Oom Willem Kreer verjaar die 26ste Januarie. So nog vorentoe mooi en dan die 29ste is dit Teresa Durant. Saam met Nadia Volskek. Ek weet nie, is al nog ander verjaarsdag wat ek dalk nie. En Amanda, is Amanda hier? Nee. Okay. Ag, Johan. Ek gaan hom vra of ons hierdie verjaarsdag maatjies of hulle te bid as om die omgee nie. Ja. Baie dankie. Ja, dankie. Dankie sê. Nog 'n jaar met die elke week op. Ja, dankie. Julle het 'n genade. Dat is ook vir mense die afgesterwe is. Julle so self voor mense. Die jaar ek heb met die serveren van sien in hulle handel dat Here sal sien in hulle liggaam, dat Here sal sien in hulle huishoudings, dat Here sal sien in hulle finansies, alles is seën sal Ja, dankie. prys die naam. Ons sal vir hulle Vader, Seun en Heilige. Net voordat Soutie afsluit, kan ons net vir die opgawes opneem en dan die seën van die Vader sê. Staan vir ons asseblief, wat ons hier van die Vader sê. Die skrif gaan as gevolg, die Here sal jou seën en jou behoed.
Dankie. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Wat julle dankie Vader vir oggend se diens Vader. Dankie ons kan bou weer vir Jesus Vader. Asseblief Vader, gee ons badstene, gee ons die familie wat U wil toepas in ons lewe Vader. Asseblief Vader, maak ons harte op Vader. Asseblief Vader, seën derde hierdie dag Vader. Asseblief Vader, bring ons vanaand weer by die huis van die Here Vader. Asseblief Vader, een met die lied, een met die getuienis en een met die woord. Is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Amen. Amen.